Goeiemôre julle en ons kuier in Langebaan en ons hier by Marraskweer vandag en ek gesels met 'n baie interessante en 'n baie mooi vrou vandag. Judy, hoe gaan dit met jou? Nee, baie goed, dankie. Ek sien jy lag maklik, so dis goed. Ja, ek is 'n laggertjie. Dit is is my ding. Ek lag soos 'n papierperd. Also, dit is al so dan verwys, maar ek dink nie daar bestaan so iets as 'n papierperd. Nou ja, hierdie dame wat vandag by my is 'n kunstenaar en sy stal uit by ons plaaslike galery hier by Magritte. Ja, by Segula. Segula? Ja. Vertel Segula my, Galery. Wat het jy nou alles gedoen in jou lewe waaroor jy wil praat? Nie waaroor jy moet praat nie, maar waaroor jy wil praat. Totdat jy gekom het vandag waar ons sit en jy is nou 'n kunstenaar wat genoem word deur iemand soos Wim Magritte. Ja, dit is nogal 'n groot kompliment as jy vat waar kom ek vandaan. Ek het maar bloot ek het kuns op skool gehad as 'n vak. Dit was my hoofvak gewees in matriek en dit was my passie gewees. Ek dink ek het in standaard 5 iets geteken en ek het op die kunsfees 'n goue sertifikaat gekry en toe besluit ek kan dalk moontlik prentjies maak. So ja. Ek het kuns nooit regtig ernstig opgevat nie. Dit was maar vir my net 'n prettyd verdryf. Ek het verpleeg die grootste deel van my lewe. Ek is 'n gekwalifiseerde suster. Ek het bietjie in die korporatiewe wêreld gewerk en die kwasse gebeure lank. Al vergeet daarvan. Ja. En 'n jaar gelede het 'n vriendin van my wat saam met my op skool was vir my gevra, "Judy, teken jy nog? Verf jy nog?" En die lewe het so vinnig gebeur en dinge het so rof gegaan dat ek het al vergeet dit is my lekker. En toe sê ek nee, ek het verjaar en my man wou weet wat wil ek graag hê vir my verjaarsdag en toe het hy vir my 'n paar kwasse gekry en verf en ek het ingespring en ek kan nie agter die canvas uitkom nie. Ek kan nie. Dis my passie. Fantasties. Nou, is jy gebore Langebaaners? Nee, ons is nie. Ek kom van Springs af en toe het ons geopgradeer Witbank toe. Okay. En toe het ons 'n groot opgradering gehad en toe kom ons Langebaan toe. Ja. Ons het familie hierso. So dit was maar 'n bekende plek en toe nou ook 'n plek om rus te vind en rustig te raak. Verpleeg nie meer nie. Is afgetree. Ek verf en ek teken en ek doen wat vir my lekker is. Dit is fantasties. Het jy enige planne vorentoe? Is daar dalk 'n solo exhibition of iets wat in die toekoms beplan word? Want ek weet jou man is ook 'n kunstenaar. Ja. Is daar iets wat julle so dalk beplan of dalk groter gaan met julle uitstalling? Is daar al 'n plaaslike binnenshuisversierder wat van jou werke gesien het en wat dit al gebruik? Kyk, ons het nou, wel ek sê ons nou, het 'n jaar lank nou regtig, jy kan amper sê stok opgebou, bloot uit ons stokperdjie uit. Ja. Dit het begin maar as 'n pret stokperdjie. So ons het nou ons eerste ronde buite. Ons het hierdie hope goed gehad in die huis en ons het begin dink wat moet ons daarmee doen? Ja. En toe het ons in Wim Magritte vasgehardloop of hulle het in ons vasgehardloop, Segula het in ons vasgehardloop en ons in hulle vasgehardloop. So en daar het ons vir die eerste keer begin dink hieroor. Ja. So op hierdie stadium is dit net lekker om ons kuns met die wêreld te kan deel en vir mense om daarna te kyk. Die langtermynplan val in plek soos wat goed gebeur. As iemand nie goed raak sien en jy hou daarvan jy wil hê as jy welkom. As dit nie 'n smaak is nie, is dit ook reg. My meubels is my groot passie. Vertel ons 'n bietjie van daai meubels. Ek het eendag met die verwery toe kom ek agter ek voel stak. Die kreatiwiteit wil nie meer nie en toe het 'n vriendin ook vir my gesê, weet jy wat, sit verf op iets anders. Ja. Verf iets anders, verf 'n klip. Dit was my skoonma, toe verf ek 'n klip. Na 10 klippe toe sit ek weer stak. En toe gryp ek 'n stoel. En ek het hart en siel in hierdie ding ingegooi en ek het agtergekom die meubels is terapeuties. Ja.
Dis ongelooflik terapeuties. Dis rustigheid, dis kalmte, dis de-stressing. En sit ek begin tafel, stoel, bankie, kassie en toe ek weer sien toe sit ek met 'n meubelfabriekie in my huis. Die goed's baie dit skree op jou. Ja, dit is baie mooi. Baie expressive soos ek. So dit vat 'n spesiale oog, maar ek dink dit sal wat 'n binneshuisversierder na iets spesifiek dalk moontlik soek sal gaande wees daaroor in die regte spasie. Ja, So ek altyd iets wees. Ja. Net een ding in 'n vertrek wat 'n mens se Ja. aandag trek. en dit is definitief anders. Dis verseker anders. Nee, anders is in. Anders is in. Ons Ja. is lankal verby. So ja, die plan is net om aan te hou om dit te geniet. Ja. En ek wil nooit die gevoel kry ek is in 'n produksielyn nie. Ja. Ek wil net die lekker behou. Maar as die wêreld dit wil geniet, is hulle welkom. Nou ja. Ja. Is daar enige iets wat jy vir my of vir ons kykers wil sê en hulle dalk wil uitnooi na die galery toe om te kom kyk? Ja, asseblief. Kom maak dit raai by Zegula. Kom kyk ook na ander mense se passie. Daar's die lekker van 'n galery is daar's ietsie vir almal. Ja. Kom net, maak net jou kreatiewe siel vol, kom geniet net die mooi en kom waardeer iemand anders se mooi. Indien ons kykers op soek is na jou, wat as ek vir hulle van jou werk wys, gaan hulle definitief na jou soek. Waar kry hulle jou in die hande? Definitief deur Magriet. Dit is hoe dit werk, dit is hoe ons reëlingkie ook werk en dit maak dit net makliker. Ons wil nie deel wees van die retail of die administrasie nie. Ons wil net doen wat ons doen elke dag. So die beste roete om te gaan en die regte ding om te doen is kontak Zegula en Magriet gaan jou help en jou na my toe verwys en dan werk ons so om. Fantasties. Nou ja, ek sal Magriet en Zegula se inligting vir julle gee en op ons kommentaar en dan skakel op Magriet, dit is 'n ou bekende van ons. Laat sy vir julle dan help waar en hoe en as hulle dalk kommissies wil hê, jy weet iets spesifiek wil hê, sal jy Ja, daar kyk? daardie tipe dinge word absoluut ons in samewerking met Magriet en dan ook natuurlik wat die kommissie is. Fantasties. As jou kommissie vir my lekker lyk, gaan ek hom vat. As hy my na moeite lyk, gaan dit nie gebeur nie. Nou ja, uit die perd se weg het julle gehoor. As dit moeite is, gaan sy dit nie neem nie, maar as dit nou pret lyk, gaan jy verseker 'n kunstenaar hê wat jou gaan jou drome gaan waarmaak. Nou, Ja. Dit was lekker om vinnig met jou te kuier. Dankie Anita, dit was lekker dat jy met my gesels het. Nou, dit is goed as ons mense buite weet, ons plaaslike mense kan gee presies waarvoor hulle gaan. Moenie Kaap toe ry nie. Hier in die Weskus het ons genoeg mense wat kan help. So ja, daai ken dit. Mooi loop. Dankie Judy, hoor. Groot plesier.